Rye en reekse deel 1. In hierdie video gaan ons kyk na rekenkundige, meetkundige en kwadratiese rye en reekse en ons gaan die basiese beginsels behandel en 'n paar voorbeelde doen. In deel 2 gaan ons kyk na 'n bietjie moeiliker voorbeelde. Okay, so kom ons kyk eers na die formules wat ons moet ken om hierdie hoofstuk kan doen. Die blou formules is vir rekenkundige rye en die rooi formules is vir meetkundige rye. So kom ons gaan kyk net gou eers wat is die verskil tussen 'n rekenkundige ry en 'n meetkundige ry. As ons hierso kyk na voorbeeld 1, sien ons dat om tot by die volgende term te kom, moet ons heeltyd iets bytel of aftrek. So wanneer ons iets moet bytel of aftrek om tot by die volgende term te kom, noem ons dit 'n konstante verskil en dit is ons D. En dan is hierdie ry 'n rekenkundige ry en dan gaan ons die blou formules gebruik. Wanneer iets 'n meetkundige ry is, in die volgende voorbeeld, gaan ons sien dat om tot by die volgende term te kom, moet ons heeltyd maal met iets. En wanneer ons heeltyd maal met iets, het ons 'n gemeene verhouding en dit noem ons 'n R. En dan weet ons dat ons gaan die rooi formules gebruik. So die TN-formule is wanneer ons 'n spesifieke term wil bepaal. So byvoorbeeld term 5 sal ons N5 maak en dit beteken ons bepaal nou term 5. Dis 'n spesifieke term. En die SN-formules is wanneer ons die som van term 1 tot by 'n sekere term wil bepaal. Met ander woorde, as ons nou ons N8 maak, beteken dit ons bepaal die som, die totaal van term 1 tot term 8. Met ander woorde, ons plus die waardes van term 1 tot term 8 bymekaar en dan gaan ons die som van term 1 tot term 8 bepaal. Goed, kom ons kyk na voorbeeld 1. Ons het al klaar bepaal dat hierdie 'n rekenkundige ry is, want daar is 'n D, met ander woorde ons plus of minus heeltyd iets om tot by die volgende term te kom. So daar's 'n konstante verskil, daar's 'n D. Nou vra hulle vir ons, bepaal die waarde van die 10de term. So nou weet ons dat ons gaan die TN-formule moet gebruik om hierdie som te doen. En kom ons gaan kyk waarvoor staan elkeen van hierdie lettertjies. So ons weet hulle vra die waarde van die 10de term, dit beteken dat ons N gaan 10 wees. So oral waar 'n N staan, moet ons 'n 10 gaan skryf. Ons A is ons eerste term. Ons A is altyd ons eerste term, so dit gaan 5 wees. Okay, ons weet klaar ons N is 10, want ons wil die 10de term bepaal. En ons weet ons D is 3. Dis die getal wat ons heeltyd met plus en minus om tot by die volgende term te kom. Ons konstante verskil. En nou kan ons net hierdie uitwerk. So ons weet dat die waarde van term 10 is 32. Goed, kom ons kyk na 1.2. Bepaal die som van die eerste 10 terme. So ons weet hierdie is 'n rekenkundige ry, so nou gaan ons die som van formule gebruik. So hulle vra die som van die eerste 10 terme. Dit beteken ons N is 10. So dit beteken ons bepaal die som van term 1 tot en met term 10. Okay, ons weet ons N is 10. Ons A is ons eerste term. Dis 5. Ons weet ons N is 10 en ons weet ons D is 3. En nou kan ons dit vereenvoudig. En as ons dit net in ons sakrekenaar intik, dan kry ons 'n antwoord van 185. So die som van die eerste 10 term is 185. Okay, kom ons kyk na die tweede voorbeeld.
So hier het ons reeds bepaal dat hierdie 'n meetkundige ry is, want ons maal heeltyd met iets om tot by die volgende term te kom. So ons het 'n gemeene verhouding, ons R. So 2.1 vra hulle, watter term sal 'n waarde van 26244 hê? OK, hulle vra watter term. Met ander woorde, hier vra hulle vir ons N, watter term? Is dit term 3, is dit term 10, watter term sal 'n waarde van 26244 hê? So, ons gaan die termformule gebruik, maar ons gaan nie in N se plek 26244 instel nie, want as ons dit doen, is ons besig om term 26244 te bepaal, en dis nie wat hulle hier vra nie. Hulle vra watter term sal 'n waarde van 26244 hê. So ons weet dat dit is 'n meetkundige ry en ons weet ons gaan ons termformule bepaal of gebruik en hierdie keer gaan ons daai 26244 in die plek van ons Tn instel en nie in die plek van ons N nie, want ons wil die N bepaal. OK, so ons A is 4, ons R weet ons is min 3 en ons N gaan ons nie invul nie want dit is wat ons wil bepaal. So eerste hierso gaan ons deel met die 4 want ons wil nou die N alleen kry. En dit gaan vir ons antwoord gee van 6561. En nou het ons 'n eksponent vergelyking. So ons kan of daai groot getal gaan shift fact of ons kan 'n log gebruik. So ek gaan nou sommer hierdie groot getal gaan shift fact en as ek dit doen kry ek 3 tot die mag 8. En hierso is minus 3 en min 1. En nou kan my grondtalle net wegval en my eksponente kan net gelykgestel word. Al is hierdie grondtal hierso 'n minus, dit beteken maar net dat hierdie eksponent sal dan positief moet wees om daai minus positief te kan maak sodat hy dieselfde teken het as ons antwoord. So julle kan dit ignoreer, dit gee ons net 'n aanduiding of die eksponent positief of negatief gaan wees. OK, so nou weet ons die grondgetalle val weg en ons eksponente is gelyk en as ons dan die 1 oorvat, dan weet ons dat ons N is 9. Met ander woorde, watter term sal 'n waarde van 26244 hê? So term 9 sal 'n waarde van 26244 hê. OK, kom ons kyk na 2.2. Hoeveel terme moet opgetel word om 'n som van 2188 te gee? Goed, so ons weet dat dit is 'n meetkundige ry en ons weet ons gaan ons som van formule gebruik. En hulle het nie gesê ons moet die som van 2188 terme optel nie. So ons moenie ons N gelyk gaan stel aan 2188 nie. Hulle het nou juis gevra hoeveel terme moet ons optel. So ons wil weer eintlik ons N oplos. Maar ons weet dat ons antwoord moet 2188 wees. So ons gaan nie daai 2188 in N se plek instel nie. OK, ons weet ons A is 4. Ons weet ons R is min 3. En sit altyd jou R in hakies vir 'n meetkundige formule. OK, en as ek net hierso vereenvoudig, dan kan ons sien dat onder die lyn gaan 'n minus 4 wees. So daai twee getalle kan uitkanselleer. En dan gaan ek die minus boontoe vat. So my minus kan nou boontoe gaan, so hy gaan langs aan elke term daarbo gaan staan. Goed, dan gaan ek daai plus 1 oorvat na die linkerkant toe en hy gaan 'n minus 1 word. So dan het ons 2187 is gelyk aan minus en dan in hakkies is my R. So dit is baie belangrik om jou R in hakkies te hou. Nou gaan ek die minus oorvat na die linkerkant toe. En nou is weer 'n eksponent vergelyking, so nou gaan ons weer gaan shift fact. En as ek daai 2187 gaan shift fact,
minus bly net daar, en dit gaan vir my 3 tot die mag 7 gee. Goed, en nou sien ons weer eens, daar's 'n minus daar, en daar's ook 'n minus daar, en dit beteken maar net dat hierdie eksponent sal dan 'n onewe getal wees, as jou antwoord dan negatief gaan eindig. So ons kan dit ignoreer, en ons n is dan 7. So dit beteken dan dat 7 terme moet opgetel word om 'n som van 2188 te gee. Ok, kom ons gaan kyk na ons derde voorbeeld. So hierdie voorbeeld is 'n kwadratiese ry, en dit het ons in graad 8 behandel. So kom ons hersien net gou weer, hoe werk 'n kwadratiese ry? In hierdie ry sien ons, om tot by die volgende term te kom, is daar niks wat ons heeltyd kan maal nie. En as ons gaan kyk wat moet ons heeltyd by plus of by minus, dan sien ons maar dit is ook nie dieselfde nie. So daar's niks wat ons kan by plus of minus om tot by die volgende term te kom nie, en ons ook nie iets wat ons heeltyd kan by maal om tot by die volgende term te kom nie. So nou hoop ons dat ons tweede verskil dalk dieselfde sal wees, want dan is dit 'n kwadratiese ry. So kom ons kyk, hier kan ons 'n min 7 bytel, daar kan ons 'n min 13 bytel, en daar kan ons 'n min 19 bytel. So dit is nie dieselfde nie, so dit is definitief nie 'n rekenkundige ry nie, en daar's ook niks wat ons kan bymaal om tot by die volgende term te kom nie, so dis ook nie 'n meetkundige ry nie. So kom ons kyk, as ons nou die tweede keer iets by plus of minus, hier gaan ons 'n min 6 hê, en daar gaan ons ook 'n min 6 hê. So ons tweede verskille is dieselfde. So hierdie noem ons eerste verskille, en hierdie is ons tweede verskille. So wanneer ons tweede verskille dieselfde is, wat nou 'n min 6 is, dan weet ons hierdie is 'n kwadratiese ry. En dan weet ons dat die formule vir 'n kwadratiese ry is an kwadraat plus bn plus c. En in hierdie formule is die a nie die eerste term nie. Wat ons nou moet doen om die a en b en die c te kry, is ons moet gaan leer dat die tweede verskil sal altyd 2a wees. Daai eerste verskil sal altyd 3a plus b wees, en ons eerste term daar sal altyd a plus b plus c wees. So nou gaan ons van onder af begin, en ons gaan ons a, b en ons c uitwerk. So eerste weet ons dat die 2a is minus 6, so dit wil sê ons a is dan minus 3. Dan weet ons dat 3a plus b is minus 7, en ons weet ons a is minus 3. So dan as jy daai 3 maal min 3 oorvat, gaan ons dan kry dat die b is dan 2. En dan weet ons dat a plus b plus c is min 2. Ons weet ons a is min 3. Ons b is 2. So dan as ons die min 3 en die plus 2 oorvat, gaan ons kry dat ons c min 1 is. So dit wil sê dat 'n formule vir ons ende term is dan a wat min 3 is, a en kwadraat, plus b en b is 2, plus c wat min 1 is. En dis 'n kwadratiese ry. Goed, kom ons kyk na voorbeeld 4. Indien x 4x plus 5 en 10x min 5 die eerste 3 terme van 'n rekenkundige ry is, bepaal die waarde van x. So ons het hier onbekendes, maar hierdie keer sê hulle vir ons dis 'n rekenkundige ry. So onmiddellik, omdat hulle vir ons sê dis 'n rekenkundige ry, kan ons definisie gebruik van 'n rekenkundige ry, en ons definisie is dat daar moet 'n d wees, en die d is altyd term 1 minus term
term 2 minus term 1 en dit gaan gelyk wees aan term 3 minus term 2. So dit is ons wiskundige definisie, wil ek amper sê, van 'n rekenkundige ry. So ons kan nou gaan sê dat term 2 minus term 1. So term 2 minus term 1 moet gelyk wees aan term 3 minus term 2. Want hulle het vir ons gesê, dis 'n rekenkundige ry. So nou kan ons hierso vereenvoudig. Daai gaan wees 3x plus 5. Daai gaan wees 10x min 5 min 4x min 5. So 3x plus 5 is dan 6x min 10. X aan die een kant, minus 3x, en ons getalle aan die ander kant. En ons gaan daai minus 3 deel onder die min 15 in, en ons x is dan 5. En daar het ons die onbekende opgelos. So as hulle onbekendes gee, dan moet hulle vir jou sê of dit 'n rekenkundige of meetkundige of kwadratiese ry is. Goed, voorbeeld 5. Indien k plus 1, k minus 1 en 2k min 5 die eerste 3 terme van 'n meetkundige ry is, bepaal die waarde van k, bepaal die onbekende. So hulle sê vir ons dis meetkundig, so ons weet ons wiskundige definisie van meetkundig is dat daar's 'n R, en ons R, ons gemeene verhouding, is term 2 gedeel deur term 1 moet gelyk wees aan term 3 gedeel deur term 2. So dit is ons wiskundige definisie van 'n meetkundige ry. Okay, so nou gaan ons gaan sê term 2 gedeel deur term 1 is gelyk aan term 3 gedeel deur term 2. So as ons twee breuke het wat gelyk is aan mekaar, kan ons of dit op dieselfde KGV gaan sit en dan verdwyn die KGV, of as ons net een breuk aan elke kant het, dan kan ons sommer kruismaal. So ons kan sê dat daai k min 1 maal k min 1, ons kruismaal, is gelyk aan 2k min 5 maal k plus 1, ons kruismaal. Nou gaan ons hierdie uitmaal. Daai gaan wees k kwadraat minus 2k plus 1. En daai gaan wees 2k kwadraat plus 2k minus 5k is minus 3k min 5. Nou gaan ek alles aan die regterkant toe vat. 2k kwadraat minus k kwadraat is k kwadraat, minus 3k plus 2k is minus k, en minus 5 minus 1 is minus 6. Nou gaan ons faktoriseer, dit is gewone 3 term. Dit gaan wees k min 3, k plus 2, so dit wil sê ons k is 3, of ons k is min 2. So ons het 2 waardes hier vir die onbekendes. En as jy beide van hierdie waardes gaan instel, gaan jy sien dat dit 'n meetkundige ry vorm. So in hierdie geval is beide van hierdie waardes korrek. Goed, kom ons gaan kyk na voorbeeld 6. Bepaal die waardes van x en y indien die volgende patroon 'n kwadratiese ry is. So, omdat hulle vir ons sê dis 'n kwadratiese ry, weet ons dat ons tweede verskille gaan gelyk wees. So kom ons gaan werk ons tweede verskille uit en dan gaan stel ons dit gelyk. So hierso gaan ons eerste verskille uitwerk. So hierso gaan ons sê x min min 2, x min min 2, so dit gaan wees x plus 2. Daar is ons eerste verskil. Daai gaan wees 8 min x, daai gaan wees 19 minus 8, wat 11 is, en daai gaan wees y min 19. Goed, dis ons eerste verskille. Hulle sê dis 'n kwadratiese ry, so ons moet ons tweede verskille gaan uitwerk.
en ons weet dat dit gaan dieselfde wees. Ok, so hierso het ons, ek gaan hierdie uitskryf, 8 min x minus x plus 2 in hakies. Hierdie ene gaan wees 11 minus 8 min x in hakies. Daai gaan wees y min 19 minus 11. So hierdie is ons tweede verskille. En dit gaan gelyk wees. So hierdie gaan gelyk wees, want dit is 'n kwadratiese ry. So nou kan ons begin en ons kan enige twee van daai 3 tweede verskille kan ons gelyk stel. So in hierdie geval gaan ons eers kies die eerste en die tweede een, want hulle het net x'e in. So ons gaan nou sê dat 8 min x minus daai x plus 2, ons weet dat dit is gelyk aan 11 minus 8 min x. Kom ons begin hiermee, want ons kan net twee beslag gebruik om 'n vergelyking te doen. So hierso gaan ons nou alles vereenvoudig. Daai gaan wees min x min 2 en hierdie gaan wees min 8 plus x. Daai gaan wees 6 min 2x en daai kant gaan wees 3 plus x. Daai kant gaan wees 3 en daai kant gaan wees 3x en dit wil sê ons x is 1. So ons het ons x opgelos. Ok, nou gaan ons 'n ander kombinasie van die tweede verskille gebruik om dit gelyk te stel om die y op te los. So ek gaan nou die ene gelyk stel aan daai een. So nou gaan ons sê dat 11 min 8 min x, maar ons weet dat ons x is 1, is gelyk aan y minus 19 minus 11. So daai gaan wees 11 minus 7, plus, minus 7, minus 7, en daai gaan wees y minus 30. Daai gaan wees 4, is gelyk aan y minus 30, en ons gaan die 30 oorvat, en ons gaan kry dat y is 34. En daar het ons die twee onbekendes uitgewerk. Goed, nou kom ons by die konsep van konvergeer. So konvergeer, daardie woord, kan net voorkom by meetkundige reekse, en dit is wanneer ons r kleiner as 1 en groter as min 1 is. Met ander woorde, dit is wanneer ons r 'n breek is. So dit is die definisie van wanneer 'n reeks konvergeer. En dit beteken dat die som tot oneindig bestaan. En sy formule is a gedeel deur 1 minus r. So kom ons gaan kyk nou, hoe gaan hulle hierdie vir ons vra? So hulle gaan vir ons 'n ry gee met klomp onbekendes in. Okay, so ons kan sien hierso dat daai t is ons onbekendes. En die eerste vraag wat hulle vir ons gaan vra hierso is, bepaal die waardes van t van ons onbekende waarvoor hierdie reeks sal konvergeer. So waarvoor sal hierdie reeks konvergeer? Hierdie reeks sal konvergeer as my r kleiner as 1 of groter as min 1 is. So ons moet eers ons r gaan uitwerk, want dit is die waardes waarvoor hierdie reeks sal konvergeer. So kom ons gaan werk ons r uit, en om ons r ons uit te werk, ons wiskundige definisie van ons r, is term 2 gedeel deur term 1, of term 3 gedeel deur term 2, maar in hierdie geval hoef jy net 1 te kies. So ons gaan nou sê term 2 gedeel deur term 1, term 2 gedeel deur term 1, en as ons dit gaan uitwerk, gaan ons antwoord net wees 2t minus 2 op 3. So daar is ons r. So ons r is 2t minus 2 op 3. So die vraag het gevra,
bepaal die waardes van t waarvoor hierdie reeks sal konvergeer en hierdie reeks sal konvergeer wanneer ons r kleiner as 1 en groter as min 1 is. So ons weet nou dat ons r, kom ek highlight dit net, alles dieselfde kleur, so ons r is in hierdie som 2t minus 2 op 3. So dis ons r, en dit moet kleiner as 1 of groter as min 1 wees. En nou moet ons net algebra doen om die t te bepaal. So eers gaan ons beide kante gaan plus met 2 op 3. En dit gaan ons somme in ons sakrekenaars doen. 1 plus 2 op 3 is 5 op 3. En minus 1 plus 2 op 3 is 1 op 3. En nou gaan ons albei kante gaan deel met 2. Ons kan dit ook op ons sakrekenaars doen. Daai gaan 5 op 6 wees. En daai gaan wees minus 1 op 6. En daar is die waarde van die onbekende bepaal waarvoor hierdie reeks sal konvergeer. Dan nommer B. Indien t 'n half is, bepaal die som tot oneindig. So dis baie maklik. So ons weet dat die som tot oneindig is a op 1 minus r. So nou moet ons a en ons r gaan kry. Ok, so ons weet dat ons a is ons eerste term en dit is 2t minus 2 op 3 kwadraat. En ons weet dat ons t, het hulle vir ons gesê, is 'n half. So ons kan net ons t gaan instel. En as ons dit doen, gaan ons dan in ons sakrekenaar kry dat a is 'n 9de. Dan het ons ook ons r nodig en ons weet ons r, wat ek daar in rooi gehighlight het, is 2t minus 2 op 3. So ons weet dat ons t is 'n half, so ons stel net ons half in. En dan gaan ons kry dat ons r is 'n derde. So daar is ons a en ons r uitgewerk en nou kan ons dit net in die formule gaan instel. So ons a is 'n 9de en ons r is 'n derde. En as ons dit in ons sakrekenaars intik, dan gaan ons kry dat die som tot oneindig is 'n 6de. Ok, nou kom ons by die laaste gedeelte van die video en dit is die sigma. En sigma beteken som van. So ons weet somme, as ons die sigma sien, gaan ons een van ons som van formules uitwerk. So kom ons kyk net gou na 'n voorbeeld en wat 'n sigma is en dan gaan ons kyk hoe ons dit gaan uitwerk. So as ons 'n sigma kry, dit wat hier langs die sigma staan, is ons algemene term se formule. En die sigma beteken som van. Die getal daaronder is waar ons gaan begin instel en die getal hierbo is waar ons gaan eindig om dit in te stel en dan gaan ons daardie antwoorde bymekaar tel want sigma beteken som van. So hoe dit gaan werk, wat ons gaan doen is ons gaan begin om die onderste getal in te stel in ons T-en formule. En wanneer ons die onderste getalletjie gaan instel in ons formule in, gaan ons die eerste term kry, want dis die eerste getal wat ons het om in te stel. So as ons nou daai 3 gaan instel in 2,1, dan gaan ons kry 5. So ek gaan dalk net hier in oranje sê, hoe ons dit gekry het, is ons het die k gelyk aan 3 gaan maak. Nou moet ons moet al die opeenvolgende getalle instel tot ons by 6 kom. So ons het nou net 3 gaan instel in ons algemene formule, nou gaan ons 4 gaan instel. En as ons 4 gaan instel in ons algemene formule, gaan ons 7 kry. En dit gaan ons term 2 wees. So hier het ons 4 gaan instel. Goed, nou het ons 3 ingestel, 4 ingestel, nou moet ons 5 gaan instel. Ons moet aanhou en aanhou en aanhou, totdat ons by die boonste getal kom. So nou gaan ons 5 gaan instel. As ons 5 gaan instel, gaan ons by ons volgende term kom, wat term 3 gaan wees.
en dit gaan vir ons 9 gee. So hoe het ons dit gekry? Ons het ons volgende getalletjie gaan instel wat 5 was. So ons moet aanhou tot ons by die boonste getal kom. Ok, nou gaan ons 6 gaan instel. Dis ons volgende getal, dit is die boonste getal, so dit is ons laaste getal wat ons moet instel. En as ons 6 gaan instel in 2,1, dan gaan ons kry 11. So dit is dan nou ons 4de term. So hoe het ons dit gekry? Ons het die k gelyk ons 6 gaan instel. So ons het begin met die onderste getal, ons het al die opeenvolgende getalle ingestel tot by die laaste getal en dit is dan ons ry wat ons bymekaar moet tel, want sigma beteken som van. So dan as ons al daai getalle bymekaar tel, dan gaan ons antwoord wees 32. En dit is wat 'n sigma beteken en dit is hoe 'n sigma werk. Ok, maar ek gaan nou hierdie uitvee, want ons gaan dit nou op die kort manier doen, want baie keer gaan hulle vir jou daai sigma gee, ekskuus nie daai uitvee nie, baie keer gaan hulle daai sigma vir jou gee, en dan gaan daai boonste getal baie groot wees, so jy gaan nie elke term altyd kan uitwerk nie. So om 'n sigma uit te werk, is daar 2 goue reëls. 2 goue reëls. En dit is, werk jou eerste 3 terme uit. Net die eerste 3 terme, nie almal nie, net die eerste 3 terme uit. En jou tweede goue reël is, dat jou n in jou SN formule gaan altyd wees bo, minus, onder, plus 1. Ok, so ek gaan hierdie 2 goue reëls nou gaan toepas met hierdie sigma om dit uit te werk. So as ons die eerste 3 terme wil uitwerk, wat gaan ons doen om dit uit te werk? Ons gaan die onder begin, by die getal wat onder gegee is, en dit gaan altyd term 1 gee. So as ons nou k gelyk aan 3 gaan instel hier waar die k is, dan gaan ons kry, ons het dit ons nou uitgewerk, dit gaan wees 5. Dan om term 2 uit te werk, moet ek die volgende opeenvolgende getal instel, en dit gaan wees 4. En as ek 4 in k se plek instel, gaan ons kry 7. Ons het dit ook nou mos gedoen. So ons het 3 ingestel, ons het 4 ingestel, en ons moet nog 1 getal instel, want ons moet ons eerste 3 terme uitwerk. 3, 4, nou gaan ons 5 instel in k se plek, en dan gaan ons kry 9. Ok, ons het dit ons ook gedoen, so 2 minute terug. So hier het ons die eerste 3 terme uitgewerk. Ok, hoekom is dit die eerste goue reël? Want nou kan ons baie maklik sien, deur die eerste 3 terme uit te werk, kan ons nou sien of daar 'n D of 'n R is. En as ons weet of daar 'n D of 'n R is, weet ons watter som van formule om te gebruik. So as ons nou hier kyk, sien ons nou baie maklik dat hier is 'n plus 2, so met ander woorde, ons het 'n D, so met ander woorde, ons SN formule wat ons hier gaan gebruik, is die rekenkundige een. Ok, so ons weet dat ons gaan nou hierdie formule moet gebruik. En dit is hoekom ons die eerste 3 terme, net die eerste 3 terme hoef uit te werk, om te kyk watter SN formule gaan ons gebruik. En dan, die n in daardie formule, dis ons tweede goue reël, die n in daardie formule is, n is bo, minus, onder, plus 1. So ons n gaan wees bo, wat 6 is, bo die sigma, minus, onder die sigma, 3, plus 1. En dit gaan vir ons 4 gee. En dit is 'n kort pad om te weet hoeveel terme gaan in daardie reeks wees wat jy bymekaar moet tel. So n is gelyk aan bo minus onder plus 1. Dit sal altyd vir jou gee hoeveel terme jy in daardie reeks moet bymekaar tel om hierdie sigma te kan oplos. So die antwoord hier is 4, so daar's net 4 terme wat in hierdie reeks is wat ons moet optel. So ons gaan ons n 4 maak. So S4 is gelyk aan 4 op 2. Ons weet dat ons A is die eerste term, dis daai 5. Ons weet ons N is 4. En ons weet ons D is 2. En al daai inligting kon ons gekry het toe ons eerste 3 terme gaan uitwerk het. So dit is waarom ons dit moet doen.
Ok, en as jy daai vereenvoudig, gaan jy kry, kan jy onthou, 32. So hierdie pink is die 2 goue reëls wat jy moet gebruik om 'n sigma uit te werk. Goed, so nou gaan ons gou 4 voorbeelde doen. Ons gaan nou presies dit doen hierso. Ok, dis ons eerste voorbeeld. So wat is ons 2 goue reëls? 2 goue reëls is eerste, werk die eerste 3 terme uit. Werk die eerste 3 terme uit en ons tweede goue reël is n is bo die sigma minus onder die sigma plus 1. Goed, so ons eerste term, onthou ons gaan nie 1 instel nie, ons gaan instel dit wat onderkant die sigma staan. So ons gaan K0 maak. So as ons K0 gaan maak in ons sakrekenaar gaan ons kry 3. Dan ons tweede term is die opeenvolgende getal na 0, dis 1. So as ons K1 gaan maak, gaan ons kry 6. Nou het ons 0 ingestel, ons het 1 ingestel, nou moet ons 2 instel en dit gaan vir ons gee 12. Ok, so hoekom werk ons die eerste 3 terme uit? Hoekom is dit my eerste goue reël? Want nou kan ons baie maklik sien of ons 'n D of 'n R het. So in hierdie geval het ons weer 'n R. So dit sê vir ons dat ons gaan die meetkundige SN formule gebruik. Want sigma beteken mos som van. So dit is hoe ons 'n sigma gaan oplos met ons som van formules. Ok, nou moet ons tweede goue reël toepas en dit is ons n in ons som van formule is bo minus onder plus 1. So bo minus onder plus 1. So dit gaan wees 8. So dit beteken dat daar is 8 terme in hierdie reeks wat ons bymekaar gaan moet tel. Goed, nou kan ons alles invul. So ons weet ons n is 8. Ons weet ons a is ons eerste term, dis 3. Ons lees net alles af en ons het klaar ons 2 goue reëls gedoen. Ons weet ons r is 2. Ons n is ons 8. En weet ons r is 2. Goed, dan kan ons net dit in ons sakrekenaars gaan intik en ons gaan kry 7, 6, 5. Ok, onthou ons 2 goue reëls. Werk die eerste 3 terme uit en n is bo minus onder plus 1. Ok, dit is 2 goue reëls wat jy altyd moet doen, maak nie saak watter sigma jy kry nie. Goed, kom ons doen die tweede voorbeeld. Goed, hy lyk so 'n bietjie anders. Hulle gee vir ons 'n sigma en hierdie keer gee hulle die antwoord van die sigma en hulle sê bepaal die waarde van m. So dit is daai getalletjie daarbo. Goed, maar ons gaan nog steeds ons 2 goue reëls doen. So die eerste ding wat ons gaan doen, ons eerste goue reël is werk die eerste 3 terme uit. So om dit te doen, begin ek daar onder die sigma wat ook al daaronder staan en ek stel dit in my K se plek in my sakrekenaar en dan gaan ons kry 'n 5de. Dan term 2 gaan ek die opeenvolgende getal instel. So ons het klaar 2 ingestel, so daar begin. So nou gaan ons 3 instel in ons sakrekenaar en dis 3 op 5. Goed, ek het 2 ingestel, ek het 3 ingestel, nou gaan ek 4 instel. En dan gaan ons kry in die sakrekenaar 9 op 5. Ok, hoekom doen ons dit? Sodat ons kan sien of ons 'n D of 'n R het, sodat ons kan weet wat se som van formule ons moet gebruik. So hier sien ons dat ons heeltyd met 'n 3 moet maal om op die volgende term te kom, so ons het 'n R. So dit beteken dat ons gaan die meetkundige som van formule gebruik. Goed, dit was ons eerste goue reël, werk die eerste 3 terme uit. En ons tweede goue reël is n is bo minus onder plus 1. So bo minus onder plus 1. Dit lyk nou baie lelik aan ons onbekende in, maar dit bly ons tweede goue reël. So ons n gaan wees m minus 1. So nou gaan ons sê die som van m minus 1 is gelyk aan a is ons eerste term, 'n 5de, r is 3, onthou om altyd jou r in hakies te sit by die meetkundige formules, n is nou m minus 1, en ons weet ons r is 3. Maar nou, omdat hulle vir ons hierdie keer die antwoord gee van die sigma, gaan ons dit dan in vervang daarvoor.
So hier gaan staan 24 en 'n vyfde. Ok, nou is dit bietjie algebra. En net om hierdie makliker te maak, ek het Aspirus breuke gekies, want ons moet die breuke ook kan hanteer. Om dit makliker te maak, kan ons altyd ons breuke net gemengde getalle maak. So ons gaan sê 5 maal 24 plus 1, en dit gaan vir ons 121 op 5 gee. So dit is nou in plaas van daai 24 en 'n vyfde. Nou gaan ek daai 121 op 5, wat nou net gemeng, ek het net daai vereenvoudig, gaan ons nou maal met hierdie 3 minus 1 hieronder wat 'n 2 is. So ek gaan nou daai soontoe gaan maal, so ons gaan dit gaan maal met 'n 2, en dan gaan ons deel met 'n vyfde. En dan gaan ons hierdie min 1 oorvat en dit gaan 'n plus 1 word. Ek wil net alles sommer in een stap doen. En dan, as jy daardie linkerkant op jou calculator gaan intik, gaan ons kry 243, en dan al wat gaan oorbly aan die regterkant is 3 tot die mag m min 1. Dan het ons weer 'n eksponentvergelyking, so ons gaan dit gaan shift fact. So ons weer die 5 is m min 1, so ons m gaan wees 6. So dit was 'n moeiliker sigma, maar ons bly by ons 2 goue reëls. Eerste goue reël werk die eerste 3 terme uit, en die tweede goue reël is n in ons formule, is bokant die sigma minus onderkant die sigma plus 1. Ok, dan die derde voorbeeld is die voorbeeld waar hulle vir jou 'n reeks gaan gee en jy moet dit self in sigma notasie gaan skryf. So dis 'n baie lekker een, hy is maklik. Wat ons gaan doen is, ons gaan ons sigma skryf, en hieronder kan jy enige onbekende kies. So ek gaan maar sommer n gebruik, maar jy kan k of enige onbekende gebruik. En hierso gaan jy altyd 'n 1 skryf. Omdat jy die sigma skryf, gaan jy dit eenvoudig hou. Jy skryf die sigma in die sigma notasie, so jy gaan 'n 1 daaronder skryf. En wat hier langs aan die sigma moet kom, is die T-en formule. So ons moet nou gou die T-en formule gaan kry. Goed, so kom ons kyk in hierdie ry of ons 'n D of 'n R het. Ok, so hier sien ons dat ons plus heeltyd 'n 4, so ons weet dis 'n rekenkundige ry en ons het 'n D. So ons weet dat ons T-en formule is dan nou A plus n min 1 D. So ons soek nou net daai formule. Ons A is ons eerste term, dis 3, n min 1 bly net so, en ons D is 4. En as ons daai vereenvoudig, dan kry ons 3 plus 4n min 4, so ons Tn is 4n min 1. Goed, so nou kan ons dit invervang, dit kom altyd langs die sigma. So in hakkie, so hier gaan kom 4n min 1. Goed, en dan die laaste ding wat ons nodig het vir die sigma is, ons moet daai boonste getalletjie kry. En daai boonste getalletjie is, hoeveel terme is daar in die ry wat jy moet optel? So, daai boonste getalletjie is hoeveel terme daar in die ry is wat jy moet optel, en dit is nou net wanneer jy self die sigma in die sigma notasie moet skryf. So, hoe gaan ons weet, hoeveel terme is daar in die reeks wat ons moet optel? Daai is die waarde van die laaste term, dis die waarde van die laaste term. So as dit die waarde is van die laaste term, gaan daai term ons vir ons sê hoeveel terme is in daardie ry. So ons stel hom in Tn se plek in. En dan gaan ons kry 20. So daar's 20 terme in daardie ry, en dit gaan dan daarbo kom. Ok, so ek wil net gou teruggaan na een van ons vorige voorbeelde toe. Kom ons gaan sommer na die nommer 1. Onthou, hierso, as ons kyk na dene, daai boonste getal, dit is nie hoeveel terme daar in die ry noodwendig is nie. Dit beteken nie daar is 7 terme in die ry nie.
Dit beteken dat as ek daardie 7 gaan instel, gaan ek die waarde kry van my laaste term. Maar omdat die sigma's wat hulle vir ons kan gee nie by 1 altyd begin nie, is die boonste getal nie hoeveel terme daar in die ry is nie. So dis hoekom ons altyd dan daar moet uitwerk, n is bo minus onder plus 1. Dis waarvoor hierdie goue reël is. Want as ek nie by 1 begin nie, is daai boonste syfertjie nie hoeveel terme daar in die ry is nie. Maar as ek by 1 begin, dan is die boonste getalletjie hoeveel terme daar in die ry is. En dit is hoekom as ek die sigma in sigma notasie skryf, gaan ek altyd by 1 begin en dan sal die boonste getal altyd wees hoeveel terme daar in die ry is. Ok, kom ons kyk na ons laaste sigma voorbeeldjie. Dis die lekkerste enetjie. Dit is 'n sigma en dit het 'n oneindig daarbo. So dis 'n baie vinnige enetjie. So ons gaan nog steeds ons eerste 3 terme gaan uitwerk. Ons 2 goue reëls is werk die eerste 3 terme uit. Eerste 3 terme. So om die eerste term uit te werk, gaan ek die K1 daar gaan instel. En as ek dit gaan doen in my sakrekenaar, gaan dit 40 gee. Dan gaan ek die volgende getal gaan instel, K is gelyk aan 2, dit gaan vir my 20 gee. Dan gaan ek die volgende getal instel, ek het 1 ingestel, ek het 2 ingestel, dan gaan ek 3 instel en dit gaan vir my 10 gee. Ok, en gewoonlik doen ons dit om te kyk, is daar 'n D of is daar 'n R? En nou sien ek dat ek maal heeltyd met 'n half om tot by die volgende term te kom. So daar gaan 'n R wees. So nou weet ek mos of ek my rekenkundige of meetkundige formule moet gebruik. Maar die feit dat daar 'n oneindig daarbo is, sê vir my eintlik, dis lekker want ek weet dat ek gaan nou die som tot oneindig formule moet gebruik. So ek hoef nie nou regtig te bekommer of ek die meetkundige of die rekenkundige som van formule gaan gebruik nie, want die oneindig sê vir my ek moet hierdie formule gebruik. En in elk geval, as jy die tweede goue reël wil toepas, n is bo minus onder plus 1, my bo is oneindig. Minus onder wat 1 is en plus 1, dit gaan in elk geval vir my oneindig gee. As ek enigiets bytel by oneindig of iets aftrek by oneindig, dit bly oneindig. So my n gaan oneindig wees. Ok, so hierdie is 'n lekker een want ek gaan daai maklike formule gebruik. So nou gaan ons sê die som tot oneindig is A, ons eerste term is 40 op 1 minus en ons R is 'n half. So jy moet nog steeds die eerste 3 terme uit gaan werk om jou A en jou R te kry, maar jou N is dan nie nodig nie, of jy dit gaan doen, dan gaan jy net sien dis oneindig. Goed, en daai antwoord gaan dan 80 wees. Ok, en hier is ons laaste sommetjie, net 'n lekker bonus enetjie. Ja, so dis net 'n lekker bonus enetjie, so hulle gee hier vir ons Sn is gelyk aan 3n hakkie n min 4. So as ons daarna kyk, dan is ons nou nie seker of dit 'n rekenkundige of 'n meetkundige formule hier is nie, want dit lyk nie op die oomblik op die oog af soos 'n rekenkundige of 'n meetkundige formule nie. Maar ons hoef nie daar te bekommer nie, want al wat hulle daar gaan vra is, hulle gaan vir jou 'n sekere term vra. So hier vra hulle die 10de term. So al wat jy gaan doen, as hulle die 10de term vra, wat ook al die term is wat hulle vra, al wat jy altyd gaan doen, as jy die som van formule kry, en hulle vra vir jou vir 'n term, dan gaan jy daai selfde term, wat hulle vir jou vra, gaan instel, en jy gaan minus die ene net voor dit, en dit gaan vir jou die term gee. Hoekom kan ons net dit doen? Kom ek teken net gou 'n klein prentjie met 10 terme. Ok, so hierso is 10 terme. En hulle vra nou net vir die 10de term. Maar al wat ons het 'n formule vir die som van 'n sekere aantal terme waar ek by 1 begin. So al wat ek het is, as ek 10 gaan instel, gaan ek die totaal van daai 10 terme kry. So ek gaan die totaal van die eerste 10 terme uitwerk, want dis al wat ek het om mee te werk, ek het net 'n som van formule. En dan
gaan ek die som van die 9de van term 1 tot term 9 gaan uitwerk. Want as ek daai twee totale van mekaar aftrek, gaan net daai term 10 oorbly, net daai laaste een gaan oorbly. En dit is hoekom jy altyd hierdie kan gebruik. As jy 'n term wil uitwerk en hulle gee net 'n som van formule. Dis nogal 'n gewilde sommetjie, die som is 'n bonus enetjie. Hulle vra nogal dit gereeld. Okay, so kom ons gaan werk met term 10 uit. So ons gaan letterlik net ons N10 gaan instel. Okay, so in ons sakrekenaar gaan dit wees 180. En nou gaan werk ons S van 9 uit. So ons gaan die N9 gaan maak. En in ons sakrekenaar is dit 135. Goed, so dan gaan term 10 wees S10 minus S9, so 180 minus 135, so term 10 gaan wees 45.